voorreg om weer met jou te gesels, Pastoor Johan Klopper, en ek gaan voort met die reeks uit Johannes se brief, 1 Johannes, en as jy nog nie van die vorige boodskappe gehoor het nie, die eerste 2, kyk asseblief op die YouTube kanaal, hulle is beskikbaar. Hierdie is dan nou die 3de boodskap vanuit 1 Johannes, kommentaarreeks uit hierdie ongelooflike briefie wat Johannes geskryf het, laat in die eerste eeu, die eeu waarin Jesus Christus gebore is, gekruisig is, opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Nou, die skrifgedeelte vandag is 1 Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 8 tot 11, en ek haal dit vir jou aan uit die 2020 vertaling. Johannes skryf, hy sê, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Ek vertrou die Here seën elke woord in jou hart. Wat is ons grootste probleem? Die antwoord op hierdie vraag bepaal waar ons oplossings gaan soek en of ons enigsins by 'n betekenisvolle oplossing gaan uitkom. Van die vroegste tye af hou ons nie daarvan om verantwoordbaar te wees nie. Ons hou nie daarvan om verantwoordelik gehou te word nie. Ons hou nie daarvan om te erken, die fout lê by my nie. Ons hou nie daarvan om te sê, ek is jammer nie. Die Here God kom by Adam, na die sondeval in die tuin van Eden, konfronteer hom. Wat was Adam se woorde aan God, aan die Here? Dis die vrou wat U my gegee het. Nie my skuld nie, Here. Dis hierdie vrou, my vrou, sy. En terloops, Here, dis die vrou wat U vir my gegee het. En daar sien ons, hy wys weg van homself af na sy vrou toe en implisiet beskuldig hy ook die Here. Nie my skuld nie, dis my vrou se skuld en U het haar vir my gegee. Wat sê die vrou? Die vrou sê, die slang het my bedrieg. Nee, dis nie my skuld nie, Here, dis die slang. Wat doen die Here? Die Here stem nogal saam met Eva. Die slang is beslis skuldig, en slang, daarom, hier is jou straf. Maar Eva, jy is ook skuldig, en daarom hier is jou straf. En Adam, as jy gedink het, jy gaan wegkom, onthou, ek het hierdie opdrag aan jou gegee, Adam. Jy is ook skuldig, hier is jou straf. Sommige mense kan nie bekostig om askies te sê nie. Want as hulle eers begin askies sê, sal hulle nooit ophou nie. Naderhand sal hulle vir hulle hele lewe moet om verskoning vra. En ek dink op die oomblik aan ons huidige regering. Nee, dit is nie ons konstitusionele verantwoordelikheid om krag vir Suid-Afrika se burgers te verskaf nie. Fout lê nie by ons nie, ons is nie verantwoordelik nie, dis nie ons verantwoordelikheid nie. Dis nie die nasionale regering se verantwoordelikheid nie. U sien, my liewe vriend, het jy al ooit ons regering om verskoning hoor vra vir enige iets? Al ooit? Die probleem is, sou hulle begin om verskoning vra, sal hulle nooit ophou nie. Hulle sal uiteindelik vir hulle hele bestaan moet sê, ons is jammer, om verskoning vra. Een van die maniere waarop ons verantwoordbaarheid probeer ontduik, is deur middel van gnostisisme. En hierdie woordjie gnostisisme kom van die woordjie gnosties,
kom van die Griekse woordjie gnosis, en die woordjie beteken kennis, knowledge, gnosis, okay? So, gnosties beteken kennis. Nou die kennis wat hier in gedagte is, by gnostisisme, is nie wetenskaplike kennis nie. Nee, dit is 'n geestelike, mistiese kennis, wat net vir die verligtes bedoel is. Ons praat met ander woorde hier van 'n verskuilde, esoteriese, bedekte, geestelik-mistiese kennis, wat net vir die enlightened ones, net vir die verligtes, dis eksklusief, net vir hulle bedoel. Nou, gnostisisme is 'n denkrigting. Dis nie 'n volledige godsdiens nie, dis nie 'n volledige filosofie nie, dit het bepaalde impulse in dit, dis 'n denkrigting met sekere impulse, en hierdie gnostiese denkrigting het veral in die laat eerste eeu sy verskyning begin maak, en 'n groot probleem geword in van die Christelike gemeentes. Dit is 'n denkrigting wat soos 'n parasiet, soos 'n swam op die gesonde leer van die evangelie kom sit het en dit verdraai het. It mutated it. Dit verdraai en verwronge gemaak het. En is baie duidelik uit hierdie brief waaruit ek gelees het, dat Johannes hierdie brief skryf om hierdie dwaling, wat so 'n probleem veroorsaak in die gemeente of gemeentes waarvoor hy verantwoordelik was, om hierdie dwaling met die waarheid te bestraf. Gnostisisme maak van God se skepping ons grootste probleem. Ons groot probleem, nie ek nie, nee. Ons groot probleem is hierdie materiële wêreld wat God geskep het. Terloops, dit kon nie die allerhoogste heilige God gewees het, wat hierdie gemors, hierdie materiële wêreld geskep het nie. Nee, dit moes 'n laar minderwaardige geestelike, laar minderwaardige goddelike wese gewees het, wat 'n blaps gemaak het en per ongeluk die materiële wêreld geskep het. En daarom kan ons hierdie materiële wêreld, hierdie geskape wêreld, hierdie stoffelike wêreld, dit wat ons kan sien, vat, kan proe, die goed, ons kan dit nie vertrou nie, en daar's niks goeds wat uit hierdie materiële wêreld kan kom nie. En terloops, my liggaam is ook materie, ook stoffelik. Met ander woorde, my liggaam is ook deel van hierdie materiële wêreld, van hierdie gemors. My liggaam is dus deel van die probleem. Die vraag is, of ten minste, die enigste manier, eintlik my liggaam word gesien as 'n tronk, dis nie die werklike ek nie. Die werklike ek is nie my liggaam nie. Die werklike ek is as ware 'n gevangene in hierdie liggaam. Hierdie liggaam is die tronk waarin die werklike ek 'n gevangene is. En daar's net een manier om te ontsnap, en dit is deur myself te verenig met die allerhoogste wese, die allerhoogste God, deur middel van gnosis, deur middel van hierdie geestelike kennis. Ek dink, jy kry so ietsie daarvan in boeddhisme, waar jy strewe na nirvana, deur meditatiewe prosesse by nirvana uit te kom, waar jy ontsnap aan hierdie materiële wêreld deur middel van verligting van jou verstand, sodat jy uiteindelik die werklike jy een word met die allerhoogste,
God. As jy die Star Wars films gekyk het, in een van die films op 'n stadium sê die Yoda vir Luke, luminous beings are we, not this crude matter. Dis gnosties. Dis gnosties. Luminous beings are we, not this crude matter. Die werklike ek, daar's niks fout met die werklike ek nie. Die werklike ek, nee, geen sonde nie, volmaak. Luminous. The real me is a luminous being. Not this crude matter, verwysende na my liggaam en na die materie rondom ons. Crude matter, die werklike probleem, nie ek nie, nee, die werklike probleem is nie ek nie, nee, die werklike probleem is die skepping, die materiële wêreld wat geskep is. En as jy in 'n kerk is of in 'n godsdiens vasgevang is, wat die liggaam, ons liggame as minderwaardig beskou, of as jou liggaam beskou as iets minder as jou gees, met 'n siel wat in 'n liggaam woon, so asof jou liggaam eintlik onbenullig is, 'n godsdiens wat van jou verwag om jou liggaam te straf, neer te lê, te ontken, dis gnosties. Dis nie die Bybel nie. In die Bybel is ons liggame tempel van die Heilige Gees. In die Bybel is ons liggame deel van God se reddingsplan. My liggaam is belangrik in God se plan om ons te red. So, dit is die probleem. Gnostisisme sê nee, probleem lê nie by my nie, dit lê by God se skepping. En wat Johannes doen in sy briefie, is om ons terug te bring na die waarheid toe. En as ek dit kan parafraseer, dis wat hy doen, hy sê vir ons as ware, kom staan so bietjie in God se lig. En ek praat nie hier van die sonlig nie, né? Die sonlig wat teen ons lywe bots en weg weerkaats nie, nee. Ek praat van God se lig wat dwars deur ons skyn. God se lig waarin daar geen duisternis is nie eers 'n skadu-kolletjie nie, wat dwars deur my skyn en my hele wese binne en buite helder verlig. Kom staan 'n bietjie in hierdie lig en kyk of jy nog kan sê, ek is nie die probleem. Of jy nog kan sê, ek het nie sonde nie. Of jy nog kan sê, ek het nie vergifnis nodig nie. As 'n tyd gewees in die 90er jare. Op daardie stadium was ek 'n pastoor in die Kaap gewees. En ek het kom kuier hier in Johannesburg. En ek was omring hier in Johannesburg deur mense wat die K-woord, as ek dit maar mag gebruik, die woordjie kaffer, beledigend, neerhalend, teenoor ander mense gebruik het. En op daardie stadium het ek saam met 2 mense gewerk, swart mense, wat my kollegas was. Die een was Thomas Kariuki, Kikuyu van Kenia, Nairobi in Kenia. Ek het Thomas ontmoet toe ek deel was van 'n sending uitreik na Kenia toe en ons het op die lughawe in Nairobi geland en jou Sentraal-Afrika mense is regtig baie donker. En ons het van die vliegtuig afgeklim en in die lughawe was ons omring deur hierdie see van swart gesigte. En daar het so 'n stel wit tande na my toe aangestap gekom. Dit was Thomas Kariuki. Nou Thomas het later in daai jaar, as ek reg onthou, het hy gevlieg Kaapstad toe en hy het saam met my kom werk vir die volgende paar jaar in Kaapstad. Thomas was my vriend. Ek het die voorreg gehad om hom en sy vrou, sy huidige vrou in huwelik te verbind. Jane is 'n plantkundige en
Behalwe vir die feit dat ons saam gewerk het, was hy my vriend. En vandag is Thomas 'n burger van die VSA, hy is in Amerika, doen baie goed daar, en 'n ander persoon met wie ek saamgewerk het was Jennifer, 'n swart meisie of dame van KwaZulu-Natal. Weereens, daagliks saamgewerk, skouers geskuur, was my vriende gewees. En hier is ek in Johannesburg op vakansie, omring deur mense wat neerhalend, vernederend, verkleinerend na swart mense verwys as kaffer. En ek kry 'n kans om te preek vir van hierdie mense. En ek het hierdie selfde teks gebruik, 1 Johannes. Selfde teks. En in my preek vra ek hierdie vraag. Kom staan jy, meneer, mevrou, kom staan jy so bietjie in God se lig? Ja, daai lig wat dwars deur jou skyn. En kyk of jy nog steeds vir 'n ander mens kan sê, hy of sy is 'n kaffer. Ons weet die woordjie beteken heiden, maar dis nie hoe ons hom gebruik teenoor swart mense. Kyk of jy dit nog steeds vir 'n ander mens kan sê. Paulus skryf in Romeine 2, dit waarin jy 'n ander een oordeel, doen jy self. As jy in God se lig kom staan en nog steeds nie kan sien dat jy die probleem is, dat jy sonde het, dat jy vergifnis nodig het, sê Johannes, lieg jy vir jouself, die waarheid is nie in jou nie. En nog erger, jy maak God tot 'n leienaar. Ja, koning Dawid steel 'n arm man se vrou. Die koning van Israel steel 'n ander man se vrou. Batseba, ons ken die storie. So rukkie later kom die profeet Nathan vir Dawid kuier. En hy sê, Dawid, ek het 'n storie om vir jou te vertel, as 'n ware storie, dis iets wat hier in jou land, die land waar jy regeer, gebeur het. 'n Skatryk man, wat niks nodig het nie, wat troppe skape het 'n brandarme man se enigste skaap ooitjie gesteel. En hierdie arme man, dit was sy enigste. Hy was so lief vir die skaap ooitjie. Hy het hierdie ooi vertroetel en gekoester soos 'n kind, soos sy eie kind. Maar die ryk man het sy enigste gesteel, gevat, net eenvoudig gevat. Dawid was briesend, woedend. En onmiddellik wil hy weet, wie is hierdie man wat dit gedoen het? Hy moet sterf. En dan kyk Nathan hom in die oë en druk sy vinger op Dawid se bors en sê vir hom, jy is die man. Jy is die man, Dawid. God se lig openbaar ons as sondaars. God se lig openbaar ons as mense wat die dood verdien. Baie kere hoor ons, hoe kan 'n God van liefde hongersnood toelaat? Hoe kan 'n God van liefde aardbewings en ongelukke en al die goed toelaat? My vriend, kom staan in God se lig en kyk of jy nog dink dat God jou en my enige iets verskuldig is. Nee, ons verdien die dood. So seker as wat ek hier staan.
Ons verdien die dood. Wat sê Amazing Grace? Die lied, a wretch like me. Dis die waarheid van ons lewens. Mense soos ons het nie 'n Jesus nodig wat die draer is van geestelike kennis nie. Nee. Mense soos ek en jy het 'n Jesus nodig wat die draer is van 'n kruis. Waar hy sy lewe aflê in jou en my sondige, doodverdienende lewens se plek. Ons het nie Jesus die guru nodig, wat vir ons hierdie verhewe geestelike kennis openbaar nie. Nee, ons het Jesus nodig, die gekruisigde. Ek en jy word nie gered deur kennis nie, ons word gered deur bloed. Onskuldige bloed. Bloed, ja. Die bloed van die vlekkelose, volmaakte Lam van God, wat gevloei het, gestort is, sodat my bloed nie gestort hoef te word nie. Ja, ek wat dit verdien. En dan skrywe Johannes vir ons in vers 9. Hy sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. God is regverdig. As ons sonde bely. Dit gaan nie hier oor daaglikse sondebelydenis nie. Ek wat elke dag op my knieë gaan en vir Here sê, Here vergewe my vir dit wat ek gister gedoen het, vir dit wat ek nou net gedoen het, dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan hier oor 'n baie meer basiese erkenning in my lewe. Dit gaan hieroor dat ek my lewe in oënskou neem en myself sien vir wie ek werklik is en erken, met ander woorde bely, dat ek is soos wat God my sien. Ek is 'n sondaar wat die dood verdien. Ek wil jou vanmôre of vandag aanmoedig. Hou op om 'n glibberige jakkals te wees. Hou op om te sê, dis my vrou se skuld. Hou op om te sê, dis my kinders se skuld. Hou op om te sê, dis die wêreld rondom my se skuld. Hou op om te sê, dis my kinderjare se skuld. Hou op om 'n gewetenlose psigopaat te wees. Sien jouself soos God ons sien. Kom staan in sy lig. En jy sal sien, die grootste fout, die grootste probleem, lê by my. Ek is 'n sondaar. Ek verdien die dood. En wanneer ek dit doen, eers wanneer ek dit doen, kan Jesus regtig vir my iets beteken. Solank as wat ek myself probeer ontsondig, myself probeer ontsondig. Dis nie ek nie. Fout lê nie by my nie. Dis alle ander mense, dis die wêreld rondom, dis die skepping. Ek het nie genoeg van dit nie, ek het nie genoeg van dat nie. Die fout lê elders. Solank as wat ons dit doen, kan Jesus ons nie verlos van ons sonde nie. Dis eers wanneer ek kom op die plek waar ek sê, ek bely, ek is inderdaad 'n sondaar. Dis eers dan, wanneer Jesus jou redder kan wees en jou kan verlos van jou sonde. En dan
skryf Johannes, is God getrou en regverdig om ons alle sonde te vergewe en ons van alle kwaad te reinig. Wat beteken dit om te sê God is getrou en regverdig? Beteken God is getrou aan die kruis. Is getrou aan die kruis waar sy seun, sy geliefde seun, sy bloed gestort het vir 'n doodverdienende sondaar soos ek. Die kruis, hy's getrou aan die plek, aan die kruis waar Jesus se liggaam aan flarde gebreek is, vir jou en vir my. En hy's regverdig teenoor jou wat jou sonde bely het, om dit wat sy seun aan die kruis gedoen het, 'n werklikheid in jou lewe te maak. En sodoende jou van al jou sonde te vergewe en jou van alle kwaad. Hoeveel kwaad is daar nie in ons? Hoeveel kwaad is daar nie in ons nie? Ja, hy reinig ons van alle kwaad. Is weg. Iemand het vir my gesê, baie jare terug, dekades terug, in sy 20er jare, ek skat vroeë 30er jare, sy lewe vir die Here gegee het. En hy sê vir my, hy wens, hy kan weer voel soos hy toegevoel het, die skoonheid, die reinheid, die absolute nuutheid wat hy ervaar het, toe die Here sy sonde vergewe het, en hom van alle kwaad gereinig het. Hierdie woord is die waarheid. Die groot probleem is ek, jy. Ons het vergifnis nodig. Ons kan dit eers kry as ons na die Here toe kom. Ons self sien soos ons in sy lig lyk. Ophou om vingers na elke ander plek toe te wys. Te sê, Here, ek erken, ek bely, ek het sonde. Ek is 'n sondaar. Ek verdien die dood. En dan is die Here getrou aan die kruis, regverdig teenoor jou wat jou sonde bely het, om jou te vergewe en jou te reinig. Wil jy dit nie vandag doen nie? Wil jy nie op jou knieë gaan? Ek voel dis 'n persoonlike saak. En jy kan dit gaan doen op jou eie. Vra die Here, sê vir hom wie jy is. Wees eerlik met jouself en laat toe dat God se Gees, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, 'n werklikheid in jou lewe maak. Ek bid dit vir jou in Jesus naam. Amen.